Goeiemôre almal, wees gegroet in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde Dinsdagoggend en baie dankie dat ek die voorreg het om met julle elkeen 'n woord te kan deel. Nou ons gaan nog aan met ons reeks oor hoekom sekere onderwerpe baie oor gepraat word. En as ek dit nou so vat, behoort ons volgende week klaar te maak met hierdie reeks. Maar stem julle saam met my, dis al maar 'n lekker reeks, want dit besef net weer eens van hoe baie daar is eintlik om oor te praat, en wat die rede is hoekom mense so daaroor praat, en hoekom predikers baie kere dienste aanbied oor sekere onderwerpe. Nou vandag sin, mense, ons sien dit elke dag, ons ervaar dit elke dag, en dit is vrees, ja. Ons ondervind vrees vir, gaan ek veilig by die werk kom, gaan ek veilig wees waarheen ek gaan ek dalk vandag iemand verloor, gaan daar iets met my gebeur. Dis die vrees wat ons elke dag in die gesig staar. En ongelukkig, dit is 'n wêreldse vrees, my boetie en sissa. Hierdie vrees het die wêreld ons nou al so gewoond gemaak, dat ek dink ons is al op 'n punt dat ons te bang is om te lewe, want ons leef so in vrees. My boetie en sissa, ek wil vandag vir jou sê, jy het nie nodig om so in vrees te leef nie, want hoekom? Jy is onder die hand van God Almagtig. Jy is 'n kind van die Here van die leerskare. Jesus sê vir ons baie duidelik in 2 Timoteus 1 vers 7, ek het nie vir julle 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar 'n gees van liefde, krag en selfbeheersing. My boetie en sissa, waar daar liefde is, kan daar nie vrees wees nie. Daar's krag in liefde, en dit kan vrees oorwin, my boetie en sissa. Selfbeheersing, om jou self te beheer, om te sê, maar met my God weet ek, loop ek 'n bende storm en spring ek oor 'n muur. Ek is nou nie onrealisties om te sê, nou gaan ek in 'n gebied in waar dit gevaarlik is nie, want die Here sal met my wees. Nee, nou gaan ek maar hier 12 uur 1 uur in die aand buite loop, in die straat te loop, en die Here sal met my wees. Kind van God, dis nie wat die Here bedoel nie. Die Here bedoel, jy doen alles van jou kant af om jou veilig te hou. Jy doen alles om nie onnodig met vrees en aanraking te kom nie. En dan gaan God vir jou beskerm. Hy gaan vir jou beskerm, my boetie en sissa. Dit kan ek nou vir jou met alle eerlikheid sê. Wees sterk en volmoed, moenie vrees nie. Dit het God vir Josua gesê, Josua 1 vers 9. Daar's so baie verse wat vir jou sê, moenie vrees nie, my boetie en sissa. Dit is 'n wêreldse vrees. Nou, ons het ook al gehoor van die vrees vir God. Nou, wat 'n vrees is dit? Dis 'n goddelike vrees. Hierdie is nie 'n vrees wat jy sidder van angs en jy so bang vir die Here nie. Nee, hierdie is 'n respekvolle vrees. Soos baie mense sal hom sê, ek het 'n vrees vir daai persoon. Maar die vrees is, ek het respek vir die persoon. Soos jy kan sê, ek het vrees vir my ouers, maar as jy bang vir hulle dat hulle monsters is, nee, glad nie. Jy het 'n respekvolle vrees vir hulle. Jy die kennis om te weet, maar ek moet hulle respekteer, ek moet hulle eer, want dis my vader en my moeder. Nou dit is die vrees wat ons vir God moet hê. My boetie en sissa, maar ongelukkig het mense die verkeerde indruk. Hoekom? Want die wêreld skep 'n verkeerde indruk, dat jy moet vir alles en almal vrees, selfs vir God ook. Vir God vrees jy, om meer van God te weet, minder van jouself. Kennis en wysheid, dis die vrees wat ons moet hê vir God, en dit kan ons lees in Spreuke 9 vers 1, en in Spreuke 1 vers 7, dat die vrees vir die Here is kennis, die vrees vir die Here is wysheid. So my boetie en sissa, ek wil hê, jy moet vandag die verskil kan ken, tussen vrees vir God, en vrees vir die wêreld. Maar weet net een ding, jy het nie nodig om te vrees vir die wêreld nie, want die Here is met jou. God is met jou. Hy is elke oomblik met jou. Om vir God te vrees, is om meer van God te wil hê, en om meer kennis, meer wysheid te hê, en natuurlik, om met hom 'n verhouding te wil hê, om te wil sy wil uitdien, en natuurlik ook, om respek te hê vir ons hemelse Vader. Dit is wat ek graag met julle wou deel vandag oor vrees. Julle moet 'n wonderlike dag verder hê. Kyk mooi na julle self. Wees geseënd tot môre toe. Totsiens julle.